Goeiemôre geliefdes en welkom weer eens by die Afrikaanse Evangeliese Kerk in Ierland. Geliefdes, vanoggend wil ek met julle gesels oor die man wat met God onderhandel het. Die man wat met God onderhandel het, en die skrifgedeelte waaruit ek die boodskap gaan bring vanoggend is Genesis 18 vanaf vers 16 tot 33. Genesis 18 vers 16 tot 33. En terwyl julle dan die woord oopmaak by Genesis 18, kom ons maak die oop toe. Goeiemôre Hemelse Vader. Here, ons kom vanmôre na U toe in gebed om weer eens te leer aangaande gebed. Here, ons gebed en ons gebedslewens is so gebrekkig en ons het nodig dat U ons sal leer. Here, en ek vra dat U elkeen wat luister sal seën deur vir elkeen geopende ore te gee, 'n geopende verstand om die boodskap te verstaan en harte om hierdie boodskap te bewaar. En Here, help dat elkeen op hierdie boodskap sal reageer en sal leer hieruit. Here, en ek vra dat U my ook sal seën deur my lippe aan te raak en deur my te spreek. In Jesus naam. Amen. Geliefdes, dit is 'n langerige gedeelte, so ek gaan nie die gedeelte lees nie, maar hou maar die woord oop en volg maar soos wat ons gaan. Genesis 18 vers 16 tot 33. En soos ek sê, ek wil praat oor die man wat met God onderhandel het. Verskoon tog daai. Geliefdes, een van die interessante dinge omtrent reis in 'n vreemde land is die geleentheid om vir goedere in die markpleine en selfs in winkels te onderhandel. Maar dit is tog so, in die meeste lande weet jy, as jy in 'n winkel instap en die prys sê 19,95, dan gaan jy 19,95 betaal. So jy hoef nie die moeite te doen om oor die prys te kibbel nie. Maar byvoorbeeld in Mexico of soos in Egipte, waar ek was, is daar 'n kans dat die handelaar bereid is om oor die prys te onderhandel. En as jy goed genoeg is met die spel, dan betaal jy dalk net $10 of €10 of R10 of wat ook al in plaas van 20. En jy kan goeie transaksies kry as jy goed is met onderhandeling. Maar kan jy jou voorstel om dapper genoeg te wees om met God te onderhandel? Wanneer jy met 'n handelaar onderhandel, dan hou jy die geld en hy hou die goedere. So, elkeen van julle het iets wat die ander persoon wil hê. So, julle het 'n mate van onderhandelingsmag, as ek dit so kan stel, maar wanneer dit by God kom, dan hou hy alles. Hy het alles by hom. So, wie kan jou voorstel om met die God van die heelal te onderhandel? En tog verbasend genoeg wys hierdie eerste voorbeeld van voorbidding in die Bybel hoe Abraham met God onderhandel. En aanvanklik mag jy dink Abraham is dalk 'n bietjie vermetel om so iets te doen, maar soos wat mense die storie ondersoek, dan ontdek jy dat God eintlik vir Adam aangemoedig het in hierdie gebedsonderneming. God het die inisiatief geneem deur sy doel aan Abraham, sy vriend, te openbaar, wat toe beweeg is om te bid. En gebaseer op wat hy van God se karakter geweet het, vir 'n stad wat op die rand van oordeel gewankel het. So die les hierin vanoggend is dat die kennis van God se doel en God se persoon behoort ons te beweeg om te bid vir 'n wêreld wat onder oordeel is. En ek wil hê julle moet dat julle moet weet dat ek hierdie reeks wat ek verlede week begin het oor gebed, net soveel vir myself doen as vir julle. Want ek self moet aangemoedig word om meer getrou te bid as wat ek doen. Soos enige ander mens glo ek sukkel met gebed. Dit word uit my besige skedule gedruk soms. Skuif dit een kant toe vir ek sal net nou. Maar eerlikwaar, ek vind dit soms vervelig om deur 'n lys van dinge te bid, want ek het 'n gebedslys van mense en dinge. En dit raak vervelig om so deur 'n lys van dinge te bid waarvan God tog reeds weet en waarvoor ek hom tog gereeld reeds herhaaldelik gevra het. En tog is gebed absoluut noodsaaklik vir 'n wandel met God. Daar's 'n prediker wat gesê het, wys my 'n man se gebedslewe en ek sal vir jou sê wat se gelowige hy is.
Hulle sien, ons kan nie vordering maak in die Christelike lewe sonder om in gebed te groei nie. Waar jy ook al in die kerkgeskiedenis of tans 'n ware werk van God sien, kan jy verseker wees dat daaronder 'n stewige fundament van gebed is. Ek bid dus dat God hierdie studie van sommige van die Ou Testamentiese heiliges en hulle gebede sal gebruik om ons te stimuleer om mense van gebed te wees. Abraham het by sy tentdeur in die hitte van die dag gesit toe hy opkyk en 3 mans gesien het wat heel normaal gelyk het. En volgens sy gewoonte het Abraham hierdie mans met gasvryheid oorlaai. Maar soos hy besef het voor die dag verby is, het hy engele onthaal sonder dat hy dit eers geweet het, soos ons in Hebreërs 13 vers 2 sien. En ek glo dat een van die 3 van hierdie engele in werklikheid Jesus Christus in sy voorgeïnkarneerde voorkoms was. Want ons sien 6 keer word die woord die Here herhaal, verse 17 en 19 en 20 en weer in 22 en vers 26 en vers 27 van Genesis 18. En hierdie mans het vir Abraham gesê dat die lang verwagte belofte dat Sara 'n seun sou baar volgende jaar hierdie tyd vervul sou word. En toe die mans opstaan om te gaan, het hulle 'n onheilspellende blik na Sodom gewerp, waar Abraham se neef Lot gewoon het. En terwyl Abraham 'n kort entjie met sy gaste geloop het, het die Here gepraat, waarskynlik met die 2 engele, maar doelbewus sodat Abraham kon hoor, en hy het gevra, sal ek vir Abraham wegsteek wat ek op die punt staan om te doen? En dit het definitief Abraham se aandag getrek. En toe het die Here die verbondsbelofte wat hy met Abraham gemaak het herhaal, in vers 18 tot 19. Die Here het direk met Abraham gepraat en gesê dat die geroep van Sodom en Gomorra se sonde baie groot was, en deur menslike taal te gebruik, dat hy nou afgaan om die situasie te ondersoek. En Abraham het God se doel raak gesien en gebaseer op sy begrip van God se geregtigheid, het hy 'n beroep op God gedoen om Sodom te spaar, as daar net 50 regverdige mense daar was. En die Here het eers ingestem, en van daaraf het Abraham met God beding om Sodom te spaar, as daar net 10 regverdige mense daar gevind kon word. En hierdie verhaal openbaar vir ons 3 lesse oor gebed. En die eerste is, gebed moet gebaseer wees op 'n kennis van God se doel. Gebed is nie om ons wil te laat geskied nie, maar om God se wil te laat geskied. En om effektief te wees, moet gebed in ooreenstemming met God se wil wees. En as ons suksesvol wil wees in gebed, dan moet ons groei in ons kennis van God se doel. En dan sê ons, goed, maar hoe doen ons dit? Eerstens, God openbaar sy doel aan sy vriende, want Abraham was bekend as die vriend van God, soos ons in 2 Kronieke 20 vers 7 lees, en weer Jesaja 41 vers 8, en ook in Jakobus 2 vers 23. En vers 19, hier in Genesis 18, lei letterlik, want ek ken hom, daar wat praat van dat hy uitverkies is. En H.C. Leopold vertaal dit as, want ek erken hom as my intieme vriend, in sy exposition of Genesis. En die Here deel sy geheime met sy vriende. Psalm 25 vers 14 sê, die Here neem die wat hom dien in sy vertroue en maak sy verbond aan hulle bekend. En die Here Jesus het vir sy disippels gesê in Johannes 15 vers 15, ek noem julle nie meer diensknegte nie, omdat die diensknegt nie weet wat sy Heer doen nie, maar ek het julle vriende genoem, omdat ek alles wat ek van my Vader gehoor het, aan julle bekend gemaak het. Ons sien hierdie beginsel in ons alledaagse lewe ook. Want as iemand die intieme besonderhede van sy lewe met sommer enige iemand deel, dan sê ons tereg dat hy 'n bietjie vreemd is. Want ons deel die geheime van ons lewens slegs met vriende wat ons vertroue verdien het. En op dieselfde manier openbaar God slegs sy wil aan diegene wat betroubaar is, wat nie die voorreg sal misbruik nie. So as jy dus God se doel wil weet, sodat jy ooreenkomstig kan bid, dan moet jy gehoorsaam in die vrees van God leef, sodat jy sy vertroue waardig is. En vir die heidene wat in die omliggende dorpe gewoon het, was die vernietiging van Sodom en Gomorra bloot 'n ongelukkige natuurramp.
En as dit in ons tyd sou gebeur het, dan sou daar beeldmateriaal op die aandnuus gewees het, saam met verduidelikings van geoloë oor hoe hierdie soort ding gebeur. Maar niemand op die nuus sou waarskynlik sê, hierdie gebeurtenis was die oordeel van 'n heilige God oor 'n volk wie se ongeregtigheid vol was, soos Genesis 15 vers 16 vir ons aandui nie. Tensy dit natuurlik was om 'n mal godsdienstige fanatikus te bespot nie. Want julle sien, die wêreld kan God se doel nie waardeer nie. Maar Abraham het geweet dat Sodom se vernietiging nie 'n natuurramp was nie. Dit was die direkte oordeel van 'n heilige God oor 'n volk wat hom verwerp het. En hy het geweet dat dit 'n waarskuwing vir mense van alle tye was, dat terwyl God geduldig is, hy beslis alle sonde sal oordeel. En Abraham kon die gebeure van sy wêreld reg interpreteer, omdat hy die doel van God geken het, omdat hy die vriend van God was. En as jy daardie soort insig in ons moderne wêreld wil hê, dan moet jy die tyd neem om as God se vriend te groei. En tweedens, God se doel is om alle nasies deur Abraham se nageslag te seën, maar nie om almal van oordeel te red nie. Want God herhaal sy verbond met Abraham, wat ons in Genesis 12 vers 3 ook sien, as die rede waarom hy sy doel met die oordeel van Sodom met hom deel. En God se doel is dat alle nasies deur Abraham geseën sou word, veral deur die verlosser Jesus Christus, wat Abraham se nasaat sou wees. Maar as dit God se doel is, waarom sou hy die mense van Sodom en Gomorra dan vernietig? Waarom sou hy in Moses se tyd die Israeliete beveel om die Kanaaniete te vernietig? Hoe kan sy doel van seën vervul word as mense vernietig word? En God wys vir Abraham en vir ons dat alhoewel hy sommige uit elke stam en taal en nasie voor sy troon sal laat buig, dit nie sy doel is om elke enkele persoon van oordeel te red. Want dit sou die heiligheid en geregtigheid van God skend, as almal eendag sommer in elk geval gered sal word, ten spyte van en afgesien van hulle reaksie op die verlosser. En die Bybel leer duidelik dat God geregverdig en verheerlik sal word, nie net in die redding van sy uitverkorenes nie, maar ook in die verdoemenis van sondaars wat God in trotsheid verwerp het. En die onderwerp van God se ewige oordeel is nie gewild in ons tyd nie. 'n Paar evangeliese teoloë argumenteer dat sondaars vernietig sal word, eerder as om vir ewig in die poel van vuur te bly en daar te ly. Maar benewens dat dit onbybels is sulke denke 'n grove onderskatting van die oneindige heiligheid van God en 'n oorskatting van die goedheid van die mens, wat in werklikheid soos vuil lappe in God se oë is. En in sy preek The Justice of God in the Damnation of Sinners, uit The Works of Jonathan Edwards, argumenteer Jonathan Edwards dat aangesien God 'n oneindige, perfekte en heilige wese is, enige sonde teen hom 'n oneindig verskriklike oortreding is, wat tereg oneindige straf verdien. Hy wys hoe alle sondaars geneig is om 'n te hoë siening van hulle self en 'n te lae siening van die oneindige perfeksie en heiligheid van God te hê. En teen die einde van die preek het hy kragtig getoon dat niemand die hemel verdien nie en dat God volkome regverdig sou wees deur ons almal tot die hel te verdoem. Maar in sy genade het hy deur Jesus Christus 'n weg gemaak om almal te red wat hulle vertroue in hom stel. En net daarop dat Abraham sy ontmoeting met die Here begin het met 'n oordrewe siening van die mense van Sodom. Want hy het gereken dat daar ten minste 50 regverdige mense in die stad moes woon. Maar soos hy voortgegaan het, het hy al hoe minder seker geword van sy syfers en uiteindelik het hy sy mees hoopvolle getal tot 10 verminder. Maar soos ons sien, was daar slegs een skaars regverdige man in die hele stad. En soos wat jy nader aan God in gebed kom, openbaar hy aan jou beide sy eie heiligheid en die verskriklike sondigheid van die mensdom. En jy begin sien dat daar geen regverdige is nie, nie eers een nie. As die Here die ongeregtighede sou tel, sou niemand voor hom kon staan. En dus begin jy bid dat God genadiglike volk tot sy eie eer uit hierdie sondige wêreld sal roep.
En soos jy besef dat God elke sonde in elke nasie en stad sien, net soos hy die sonde van Sodom gesien het, roep jy uit vir sy genade oor ons land, dat hy nie met ons in die oordeel sal tree nie. En jy erken dat wanneer hy wel in die oordeel tree, dit altyd gebaseer is op sy volledige kennis. Die regter van die hele aarde handel altyd regverdig. En so openbaar God sy doel aan sy vriende, en sy doel is om sommige uit elke nasie deur Abraham se nageslag te seën, maar nie om almal van die oordeel te red nie. En derdens, God se doel word oorgedra deur die families van sy uitverkorenes. Want vers 19 sê, want ek het hom verkies, dat hy aan sy kinders en sy huis na hom bevel sou gee, dat hulle die weg van die Here moet hou om geregtigheid en reg te doen, sodat die Here oor Abraham kan bring wat hy oor hom gespreek het. En ek wil jy moet let hier op die wisselwerking, skoon tog, die wisselwerking tussen God se soewereine, genadige verbond met Abraham en die vereiste vir Abraham, sodat God se verbondsbeloftes vervul sou word. En ons sien, daar is altyd so hierdie spanning tussen God se soewereine voornemens en ons verantwoordelikheid om daardie voornemens te bewerkstellig. En die punt hier is, dat die gesin noodsaaklik is in God se voorneme om alle nasies deur Christus, die nageslag van Abraham, te seën. Ouers wat deur God gekies is en tot redding geroep is verantwoordelik om hulle kinders te leer om volgens God se weë te leef. Insluitend die belangrikheid van gebed. As ons nie gereeld saam met ons kinders bid en hulle wys hoe om alle dinge in gebed na God te neem nie, veral gebed vir sending, is ons nie getrou om ons begrip van God se voorneme aan die volgende geslag oor te dra, soos hy ons beveel het. So om op te som, om volgens God se doel te bid, is om te bid dat sy wil op aarde geskied soos in die hemel. Dit is om vir nasies en individue te bid dat God genadiglik sy oordeel sal terughou totdat 'n volk opgerig word wat hom sal prys, omdat hulle sy seun deur Abraham se nageslag, Jesus Christus, ervaar het. Dit vereis dat ons kinders oplei om die Here te volg, sodat hulle sal groot word om die kanaal van God se seëninge vir ander te wees, terwyl hulle leer bid. Ons kan nie bid soos ons behoort, totdat ons God se doel begryp om homself in die menslike geskiedenis te verheerlik deur die redding van sy uitverkorenes en die oordeel van sondaars. Verskoon tog. Ek het niemand gaan vanoggend weer aan nie. En die tweede les wat ons hier uit Abraham se gebed leer, is dat gebed moet voortgaan volgens die kennis van God se persoon. Want ons sien, as 'n vriend van God het Abraham God geken, insluitend sy karakter en eienskappe. En hierdie kennis het hom in gebed aangetrek tot die punt waar hy dapper genoeg was om met God te onderhandel. Want ons sien eerstens, God se genade moedig ons aan om in gebed nader te kom. En met die eerste opslag lyk dit asof Abraham die inisiatief met God geneem het, maar in noukeurige kyk openbaar dat die Here eintlik die inisiatief met Abraham geneem het, want hy het eers die onderwerp aangeroer in verse 17 tot 21. En toe het hy gewag vir Abraham se appel nadat die twee engele vertrek het in vers 22. En hy het Abraham van 50 af na 10 toe getrek, soos ons in verse 24 tot 32 sien. En toe gekies wanneer om die gesprek te beëindig in vers 33. En die prentjie hier is die van God as 'n verheugde ouer wat sy baba ophou en dan loslaat en 'n tree terug staan sodat die kind 'n tree na die ouer toe moet gee. En dan sê hierdie gelukkige ouer, mooi, en herhaal die proses totdat die kleintjie leer om self tree te gee. En Abraham se gebed was nie perfek nie. Hy was bekommerd dat as God die regverdige saam met die goddelose sou neerwerp, God sou sleg lyk in die oë van die wêreld. En Abraham het gefouteer
Aangesien God se tydelike oordeel soms op beide die regverdiges en die goddeloses val, soos ons in Lukas 13 vers 1 tot 5 gesien het. En die regter van die hele aarde doen altyd reg. Maak nie saak hoe dit vir sondige mense mag lyk nie. Maar al was Abraham se gebed nie perfek nie, het God hom genadiglik aangespoor. En op dieselfde manier moedig sy genade ons aan om voor sy troon te kom, wetende dat hy ons as ons liefdevolle hemelse Vader sal ontvang, selfs al is ons gebede nie perfek nie. En tweedens, God se heiligheid en krag keer ons van oneerbiedigheid in gebed weg. Want al ontvang God ons genadiglik as sy kinders, durf ons nie oneerbiedig of vermetel voor sy troon kom nie. Want hy is die heilige God wat alle sonde oordeel. Hy is die magtige God wat maklik vuur en swaal kan afroep om 'n sondige stad uit te wis. En dus terwyl ons as sy kinders vol vertroue voor sy troon kan kom, soos Abraham, moet ons in gedagte hou dat ons eintlik maar net stof en as is, soos vers 27 sê. Terwyl hy die lewende God is wat die heelal in bestaan ingespreek het. En ware nederigheid om onsself as absoluut behoeftig te sien en God as algenoegsaam te sien, is die fundament vir alle ware gebed. Ons kom nie na God as bekwame mense wat net 'n bietjie hulp nodig het nie. Ons durf nie God beveel om wat ons doen, of wat om te doen, soos diegene in die name it, claim it en frame it, die noem dit en eis dit op, charismate, kettery, vermetel doen nie. Ons kom met 'n bewustheid van ons broosheid en desperate nood en met eerbied vir God se ontsaglike krag en heiligheid, maar met die vertroue dat, omdat hy genadig is, hy ons gebede sal verhoor. En derdens, God se genade en geregtigheid gee balans aan ons gebede. Want Abraham was bewus daarvan dat God beide barmhartig is deurdat hy selfs die goddelose sal spaar namens 'n paar regverdiges, maar hy is ook regverdig. Hy sien en sal alle sondes oordeel, selfs die wat agter geslote deure gepleeg word, in elke sondige stad in die wêreld. En hierdie kennis van God se persoon het Abraham se gebed getemper. Sommige blameer Abraham omdat hy by 10 gestop het en gesê het dat hy opgehou vra het voordat God opgehou gee het. Maar ek dink Abraham het aangevoel dat hy by die limiet van 10 was. En as hy verder as dit sou gaan, dan sou hy nie meer volgens God se wil pleit nie. En God het Abraham geantwoord deur Lot en sy gesin te red, al het hy Sodom vernietig. En Abraham se gebed was gebalanseer deur sy begrip van God se genade en geregtigheid. En ons dwaal wanneer ons dink dat gebed 'n manier is om almal gelukkig te maak. Mense sal vir my sê, so en so is in die hospitaal, bid asseblief vir hulle. En ek bid. Maar die aanname daar agter is dat ek moet bid dat die persoon gesond sal word. Maar is dit God se doel? Miskien het die persoon of 'n geliefde van God af weggehardloop en is hierdie siekte of ongeluk God se manier om daardie persoon se aandag te kry. Miskien probeer God genadiglik 'n ander les leer. En sy doel is nie dat ons onmiddellike verlossing van lyding kry nie, maar dat hy verheerlik mag word. 'n Begrip van God se genade en geregtigheid sal my lei om te bid dat God hierdie situasie genadiglik sal gebruik om homself te verheerlik. Miskien deur iemand tot redding te bring of tot onderwerping aan Jesus Christus. Ons het gesien dat gebed gebaseer moet wees op kennis van God se doel en dit moet voortgang volgens die kennis van God se persoon. En laastens, gebed moet namens 'n wêreld onder oordeel wees. Want ons sien hier, 'n paar jaar tevore in Genesis 14, het Abraham sy neef tot Lot, saam met die konings van Sodom en Gomorra gered, nadat hulle deur 'n paar oorlogvoerende konings gevange geneem is. En hy het al hulle besittings aan hulle terugbesorg. En in daai situasie sou dit maklik gewees het vir Abraham om homself as beter te sien as daardie ondankbare sondige heidene en te sê, hulle moes hulle les geleer het. Hulle verdien God se oordeel. Maar daar is geen sweempie van so 'n houding nie.
Abraham het nederig as 'n sondaar namens ander sondaars gebid, dat hulle van God se regverdige, maar verskriklike oordeel gespaar mag word. En so moet ons ook bid. Het is maklik om met trots neer te kyk op sondaars wat God se oordeel lei en te dink, dis hulle verdiende loon. As hulle nie immoraliteit beoefen het nie, dan sou hulle nie vigs gekry het nie. As hulle nie dwelm sou gebruik het nie, as hulle net sou uitgaan en 'n werk kry, sou daar nie al daai verbyry skieterye in die townships en die ghettos wees nie. Ek stel nie voor dat mense nie verantwoordelik is vir hulle sonde en die gevolge daarvan nie. Maar ek sê dat afgesien van God se genade, sal ons almal onder sy oordeel wees. Ons wat Christus ken, is medesondaars wat deur God se genade uit ons sonde geroep is. So ons moet medelee met ander sondaars hê deur te bid dat hulle ook God se genade in Christus mag ervaar. Ter afsluiting, in 1872 het D.L. Moody 'n reis na Engeland onderneem om te gaan rus, sonder die voorneme om te preek. En terwyl hy in Londen was, het 'n pastoor Moody raak gesien en hom gevra om die volgende Sondag vir hom te kom preek. En Moody het toe ingestem. Maar Sondagoggend het die kerk half onverskillig teenoor sy boodskap gelyk. Maar toe hy daardie aand gepreek het, was die reaksie heeltemal verander. Na die preek het Moody diegene wat Christene wou word gevra om op te staan en honderde het opgestaan. En Moody het gedink dat hulle het hom seker verkeerd verstaan en daarom het hy hulle gevra om te gaan sit en hy die uitnodiging duideliker herhaal en almal wat Christene wou word gevra om na die ondersoekkamer te gaan en daarin te stap. En soveel mense het in die kamer saamgedrom dat ekstra stoele ingebring moes word. En Moody was verbaas en het gedink dat hulle steeds nie verstaan het nie, en daarom het hy almal wat ernstig was gevra om die volgende aand die pastoor van die kerk daar te ontmoet. En die volgende dag het Moody oor die Ierse See geseil, maar hy het skaars in Dublin geland, toe stuur die pastoor 'n dringende boodskap wat vir hom om terug te keer, want daar was meer navraers wat die maandag aangekom het as wat Sondag teenwoordig was. En Moody het teruggegaan en hy 10 dae lank gepreek, waar tydens 400 mense belydenis van geloof afgelê en by die kerk aangesluit het. En Moody het aangevoel dat iemand vir hierdie kerk gebid het, en hy het begin vra, en hy is uiteindelik na 'n bedlende meisie met die naam Marianne Adler gelei. En sy het krom en verwronge gelê deur haar lyding, maar sy het daagliks baie ure in gebed deurgebring. En sy het God gevra om herlewing na haar kerk te stuur, wat sy nooit eers self kon bywoon nie as gevolg van haar siekte. En sy het van Moody se werk in Chicago gelees, en sy het spesifiek vir God gevra om hierdie man na haar kerk te bring om te preek. En toe haar ouer suster van daardie lewelose oggenddiens teruggekeer en vir Marianne vertel het dat 'n man met die naam Moody van Chicago gepreek het, het sy die middag in gebed deurgebring, totdat die Here haar die versekering gegee het dat hy herlewing sou bring. En Marianne Adler het daagliks vir D.L. Moody gebid, solank hy geleef het. Hierdie gedeelte kom uit The Passion for Souls, en ook uit die Edmund Hibert is The Significance of Christian Intercession. Geliefdes, ek verstaan nie hoekom of hoe God se ewige plan in samewerking met die gebede van sy heiliges uitwerk nie, maar hy doen. Omdat ons God se doel ken om 'n volk vir homself uit elke nasie te roep, en omdat ons God se persoon ken, dat hy beide barmhartig en regverdig is, het ons wat sy genade ervaar het, die voorreg om vir 'n verlore wêreld te bid. En eendag sal ons die vreugde hê om diegene in die hemel te ontmoet wat deur ons gebede van God se oordeel verlos is. Wat kan meer vreugdevol as dit wees? Amen. Kom ons maak die oë toe. Genadige Here, God van die heelal. Here, ons wil vanmôre net in dankbaarheid voor U kniel en sê, Here, dankie dat U ons die voorreg gee om in gebed met U te tree vir 'n verlore wêreld. Here, dankie vir hierdie les van hierdie
nederige man Abraham, wat 'n vriend van God genoem word. Here, dat ons ook as vriende van God beskou sal word. En dat ons bereid sal wees om met U te onderhandel en in te tree vir 'n verlore wêreld. In Jesus naam. Amen. Geliefdes, baie dankie dat julle geluister het tot hier. Mag hierdie boodskap vanoggend weer eens tot julle siele spreek. En mag julle hier leer wat gebed werklik is. En mag julle werklik in gebed met God tree. Omdat hy 'n genadige en 'n barmhartige God is, maar ook 'n regverdige God, maar dat hy 'n liefdevolle God is. En dat julle tot hom sal bid, volgens sy doel en volgens sy karakter. Mag julle 'n wonderlike Christusgevulde dag en 'n Christusgevulde week beleef, en as die Here wil, dan kom ons volgende Sondag weer by mekaar om verder uit sy woord te leer. Maar tot dan, mag die genade van God met julle wees, mag God self met julle wees, en mag God julle seën. Shalom.